Ek groet je allemaal in de mooie naam van de Heer. Het was het nauwelijks in de mooie naam van de Heer. Pastor Pietersen, elke pastoor, als de ou, so groet in de mooie naam van de Heer. Goed zelfs in de kokkeren, in de mooie naam van Jezus. Maar ik ken allemaal dat die tyd uitgeopend om vanavond tot om luister naar die woord. Prijs. Wat ik vanavond kom luisteren naar de ingeplante woord van die Heer. Halleluja. As die mense die plek. Halleluja. Prijs sy naam. Halleluja. Ons het gebid vir hierdie dag. Hierdie dag het my amper doodgemaak. Met al sy stres. Maar ons is hier. Later aan toe praat ek, gaan staan ek so vir die deur. Daar wat ek werk, toe sê ek vir die deur, maak toe makker. Maak toe makker. Geen klap. Geen vir jou pet. Van later gaan ons kerk op. En praat ek so met die deur. Een van die leiders bel vir my. Hy sê, alle bikes, die krag is af. Ek sê, ek bel vir maandag terug, ek sê, plaas net dat ding op Facebook. Sê ons gaan aan soos ons beplan het. Nou Jenny gaan ons nie keer, niks kan keer nie. Hierdie thema wat voorgeberei is, die afgelope maand, was vir ou, ek weet hoe werk die Here, as ek kom by my en ek wil 'n boodskap voorberei, die boodskap werk eers dan met my. Ek moet nou eers die drukwerk vandag gedoen het, en hierdie ding reg op my skouers gevat het, en die ding deur getrek het. Amen. En ons is vanavond hier om te druk. Sê vir iemand, die thema van my boodskap, wat ek vanavond wil bedien, is beweeg. Sê vir iemand, beweeg. Beweeg. Halleluja. Kom ons bid net saam. Vader, ons gee eer en lof en prys aan U. U is waardig, daar is niemand soos U. Daar is niemand gegee op die aarde, onder die aarde, onder die see, waar die mens gered kan word. Iemand het 'n lied geskryf en gesê, sy naam moet Jesus wees. Want dis hy wat die volk van hulle sondes sal verlos. Steek my weg agter die ou liewe kruis, dat Jesus gesien kan word. Seën in Jesus naam. Amen. Ons gaan ons eerste skriflesing vanaand vind in die boeke van Spreuke 24. Kom ons lees maar van die 30ste vers af. As jy sê, sê amen. Amen. As jy net sê amen. Amen. Ek het by die land van 'n leiman verbygeloop. En langs die vinger van 'n verstandelose mens. En kyk, dit was heeltemal toegegroei van die dorings. Sy oppervlakte was oordek met brandnetels en sy kupmuur is omgegooi. En ek het dit aanskou, ja, daarop gelet, en gekyk, en hierin aangeneem. Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie hande vou, om uit te rus. Dan kom jou armoede
Filippense 3. Versie 12 tot en met 14. Wat Paulus aan die Filippense skryf. Hy sê, broeders, nie dat ek dit al verkry het of volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek deur Christus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit wat voor is, en ek jaag die doel om die prys te verkry, die hoë roeping van God in Christus Jesus. Ek gaan my tweede laaste vers lees. Psalm 23. Die 4de vers. Hy sê, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskare weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, die stok en die staf vertroos my, al gaan ek ook. Die was 'n werkwoord, is 'n woord wat kan staan op sy eie en betekenis het. Kom ek verduidelik, ek het ons Afrikaans gehad. Kom ek sê nie weer, 'n werkwoord is 'n woord wat as jy na die woord kyk, hy staan op sy eie, dan het hy betekenis. Kom ek van 'n paar woorde. Die woord staan. Hy kan alleen staan, dan het hy betekenis. Die woord loop kan alleen staan, dan het hy betekenis. Die woord baklei kan alleen staan, dan het hy betekenis. Hy staan alleen. Ek kan amper sê, God is ook 'n werkwoord. Hy staan alleen. As jy hom nou kyk, hy is God op hom eie. Hy nodig nie my om God te wees nie. Hy is God, 'n werkwoord op sy eie. Nou die woord die druk of pres in hierdie skrifstede is nie 'n werkwoord nie. Jy moet hom 'n werkwoord maak. Jy moet hom 'n werkwoord maak. Iemand het net gevra, kan jy sy baadjie uittrek? Toe sê ek, vir kokker dat jy trek jou baadjie uit. Halleluja. Ek hou my baadjie aan. Want wat op die ander huise gebeur, as jy die pulpit bereik, jy trek vir jou weg aan. Amen. Jy moet nie pres 'n werkwoord maak. Daar's 'n sentiment wat elke mens op hierdie aarde deel. Hierdie sentiment, elke pastoor het het gevoel. Elke kampioen het het gevoel. Elke atleet het het gevoel. Elke man in sy huis het het gevoel. Elke vrou in jou huis, jy het het gevoel. En daai gevoel is die gevoel
kraks van hierdie boodskap. Tweede Konings, die 7de vers, die 7de hoofstuk. Kom daar, gebeur daar 'n verhaal van 4 Malaatse manne. Ons weet, wanneer jy malaats het, jy word nie binnekant die stad toegelaat nie. Hierdie manne sit, Pastor Petersen, aan die buitekant van die stad. Daar is 'n hongersnood in Israel en die Arameërs plunder die land. Alhoewel Jeroen malaats 'n siekte is wat op jou vel uitslaan, word malaats bestempel as 'n geestesiekte. So met ander woorde, as jou gees siek is, buitekant die stad. Jy kom gemis. As jou gees, jou inner man, as hy siek is, omsit vir jou buitekant die stad. Nou kan jy nie 4 manne wat daar so sit, sê vir iemand beweeg. Sê vir iemand beweeg. Kom aan, sê vir iemand beweeg. I press towards the mark of the high calling, which is in Christ Jesus. Hierdie 4 manne sit en sak en as. Daar is 'n paar dinge wat fout is in die land. Daar is hongersnood. Daar is dood. Daar is klomp goede wat aangaan. Daar is ook 'n oorlog wat besig is om plaas te vind. En hierdie manne sit buitekant die stad. Want hulle is uitgesit vanweë hulle kondisie. Weet jy hoe kan ons partymal mense klassifiseer en uitsit vanweë hulle kondisie? Weet jy onder die Bybelse tyd kom hy dinge, hy kom maar van die Bybelse tyd af. Die vrou het 'n naam gehad. Sy het 'n naam gehad. Toe sê hulle, dis die vrou wat aan bloed bly. Hulle beklep toen haar aan haar kondisie. Maar ons beweeg. Hierdie 2 of 4 manne was te Petersen. Hulle sit daar. Toe begin die conversation. Hulle sê, hoorie so, as ons hier sit, dan sterwe ons. As ons vorentoe gaan, of naar die Arameërs toe gaan, dan sal hulle ons definitief doodmaak. Die meeting gaan aan tussen die 4 manne. En hulle besluit, malaats of nie malaats nie, siek of nie siek nie, oorlog of nie oorlog nie, hongersnood of nie hongersnood nie, spyt dat ons uit hierdie kondisie waar ons beweeg, waar ons sit, beskryf ons aan hierdie kondisie waar jy jouself bevind. Jy moet opstaan en jy moet beweeg. Ek is teen die ding wat die Bybel sê nie so nie. Die Bybel sê nie so nie. Die Bybel sê nie God help diegene wat hulle self help nie. Nee, kom in die pad uit. Leiding wat hy sê God help diegene wat hulle self help. Dis 'n gesegde wat aan die wêreld
sien. Hulle staan toe op in die rigting van die oorlog, in die rigting van die hongersnood, in die rigting van die gevaar. Maar een ding het hulle besluit, ons sit nie meer nie. Ons beweeg. Ons beweeg. Ons beweeg. Of ek nou geld het, of ek nie geld het, of ek kos het, of ek nie kos het nie, of ek hoe gaan, en of ek hoe gaan, ek hou aan. Beweeg. Beweeg. Weet jy wat maak die kinderen toe hulle beweeg, terwyl die arme soos jy daar aan hulle kamp sit, as 4 mense, as die 20, as 4. Maar hierdie mense het ooreengestem. Weet jy, die Bybel sê, daar waar 2 en 3 in sy naam vergader, daar is die Here. En hulle is hierdie man het vergader. En dan weet, die Here is in die naam. Die Here is hier. Ons beweeg. Al hoop ek het kennis van hom. Van die storm, die knappe wagenvat, aan die kant van die Arabiers, die Arabiers, die alsjeblieft, dat is 4 mensen, die Zagrabos, die Arabiers hoor, hier komt Bertha aan, hier komt strijdvaart aan, hier komen veel mensen aan. Toen besluit die Arabiers, hier is gevaar op pad, kom ons strijd, onze goede en ons strek van weg. De Bijbel zegt, hier is 4 mannen, gaan aan de kant. Die kamp van die Arabiers. Hulle kom terug. Hier is dat huis gelet. Hier is niemand meer. Die mensen wat mij zo geplunderd. Die mensen wat mij zo geblokkeerd. Die omstandigheden wat mij zo getegenhouden. Hij is hier daar. Hij is weg. Kassie, wie wat makker? En het loop daar rond. Lyk hulle besit die blik. Die blik waarvoor hulle bang is. En het loop daar rond. Lyk hulle besit die blik. Die Bybel sê, part van hulle gaan in die een, 4 van hulle gaan in een tent. Hulle kom binnekant die tent doen. Hulle sit daar binnekant die tent. 10 dinge wat die Arameërs van hulle afgevat het. En die Bybel sê, as jy vers verder aflees, hulle kom kry dit net soos dit was. Daar was niks aan doen nie. Hulle kom kry dit net soos dit was. Die Bybel sê, we gaan aan die Arameërs
Soos wat 'n honger mens is, en hy eet vir 'n knippeldik aan koring en al hy kan goed. Hy eet dit hulle maak staan soos 'n klein hondjies in. Hulle eet vir 'n dik. Hulle koop so die tent rond. Hulle vat goud. Hulle vat silwer. En hulle gaan in die kamp uit. Hulle gaan in die kamp uit. Hulle gaan begrawe die goud en die silwer. Hulle kom weer terug. Hulle kom eet weer. Hulle vat weer goud. Hulle vat weer die silwer. En wie behoort die goud? En wie behoort hierdie silwer? Dis alles in sy hande. Die speurprobleme in ons kerk van vandag. Die eerste probleem is, ons begin, ons maak nie klaar nie. Die tweede probleem is, ons stagneer. 'n rivier loop van Johannesburg af, dan gaan hy deur Appington. Die Vaalrivier, hy kom in die Vrystaat, hy gaan deur die Noordkap. Hy loop van provinsie tot provinsie. Hy het 'n eindbestemming. Hy gaan see toe. Maar ons as gelowiges, ons is partymal stagnerend. Want ons is soos 'n dam. Ons walle is gekamp. Hy gaan beweeg. Stagneer. Dis hoekom die skrywer. Ek weet nie waar was hy. Ek weet nie wat die omstandighede was hy nie. Toe skryf hy, as God begin beweeg. Wie kan hier die vallen van die Jordaan van die woorden studeren als mijn God begin beweeg? Wie kan ook hier? Want die mensen alles die skrif sê, of in 'n Moses skrif, hy sê, the kingdom of God suffers violence, and the violent they take it by force. As jy kyk, ek kan jou James speel rugby en ken op hulle. Kan jy doen hulle? Ons speel rugby. En blyk my dis nou die tyd van daai tyd. Van wie? Ek sê ek het nodig aan die kerk om te sê, maar jy, ons saligheid van nou is partymal nie vir ons van nou nie. Ons saligheid. Ek moet druk vir Shana. Ek moet druk vir Shana. Ek moet skoffel dat Shana, wanneer ek hierdie wereld verlaat, dan moet mas die ouwe sê, dat is Spike se kind. Kom hier my kind. Hierso, van, Dolpa het soveel vir ons gedoen. Onze zaligheid is partymal nie vir onsself hierdie. Jy moet partymal druk vir jou kinders. Jy moet druk vir jou familie. Maar die woordjie druk moet 'n werkwoord word. Press. Jeroen, gaan gewoon naar de lucht toe. Jeroen, gaan gewoon naar de lucht toe. Achter die gordijn, net dat we eens druk. Dat de actie plaatsvindt. Druk weer. Druk om weer. Dat de actie plaatsvindt. Ons moet dat niet doen. Ons moet die woord press, druk, een werkwoord maken. Een rugby. Jullie kijken ons springbok. Daar is het in. As het dan, wat er een miskim, as het houdt, en een miskim. En partymal
in die lewe in, gaan jy te waarde kom. Met 'n skrif. Met 'n skrif. En 'n skrif word jy so reg opgedoen. Nee, jy moet ons kragte inspann. Ek is nog nie Voltydsman. jy moet jou kragte inspann. Dan, jy moet ook nie so afkom. Jy moet boksmos ook op julle stigtes as jy moet nie lyk soos jou probleme nie. Jy sê maar so. En jy moet ook nie vir jou gedrag soos jou probleme nie. Wanneer die probleem kom, as ons skrik, hier is die oppositie. Hier staan ek. Hier is die referee. Die referee sê, crunch. Kan jy imagine? Maar jy kom moet op hoog wees. En jy het een probleem, vierkantig aan die voet. Jy kyk jou kopie, want jy gaan seer kry. Jy kyk om, vierkantig aan die voet. Dan sê die referee crunch. Dan sê hy catch. Dan sê hy toss. Dan kom jy dit van op. Dan sê hy toss. Dan sê hy engage. Dan moet jy druk. Dan moet jy druk. Dan moet jy druk. Dan moet jy press. To watch the mark of the high glory, which is in Christ. Ek reken nie dat ek alles weet nie.
ek weet dit gaan nie so. Toe in kom in Afrikaans en plat weg, wat ons kan verstaan. Toe sê Paulus vir hulle, ek reken nie broers nie. Filippense volk, ek reken nie, ek wat Paulus is, ek reken nie dat ek alles ken nie. Hy sê vir hulle, maar so druk ek op. So druk ek op. Kom aan, hier is een geboorte wat plaatsvindt. En jy sal moet druk. Jy sal moet druk. Hier is een gewachtige wat sy geboorte moet gee. En jy is zwanger. En jy kan nie toelaat dat daar een misgeboorte in die geest plaatsvindt. Jy moet die moet opdrachten. Jy moet daagspan. En jy moet leren. Jy moet en die calling, die calling. Paulus het gesê, I press towards the mark. That's a mark of the low calling, of the medium calling, of the white calling. I said, I press towards the mark of the high calling. Met ander woorde, Becky, ons kan nie in hierdie dispensasie. Bishop Booker het donderdag gesê, Iran is besig met Irak, Amerika chop in, en China het donderdag gesê, as hulle net een van ons goede raak skiet, hy president sê, ek druk net 'n knoppie, dan maak ek die hele wêreld kapot. Hy sê, hy president sê, ek sit aan die kantoor in, dan druk ek net knoppies. No shame, people. Ach, dis 'n maak, sister. As 'n oorroeping. Gesien oppervlakkige godsdienst. Dit is 'n oorroeping. Nou sê die Bybel, ag man, vasting maar. Of vasting maar warm. Want nou is jy in between mens, ons weet nie wat jy en ons weet nie, gaan jy. Maar een ding weet ek, as een ding van die pressing terughou, een ding van die pressing towards the mark of the high calling terughou, as jy verleed. Hoekom? Paulus skryf in die eerste sinsnede van vers 13. Hy sê daar so, een ding doen ek vergeet wat agter my is en ek druk. En ek het heilig kop toegevat. Caleb sê, as hy eendag sterwe, hy wil nie stories gaan hoor, daar by die hemel nie. Hy sê, wanneer hy instap, hy sê, hy moet nog so ver aankom, dan moet die poort daar oopmaak. Dan moet hulle sê, kom aan door getruk. Jou vinger vast in getruk. En jou vinger stel ek jou aan. As jy druk, as een wijs om te verkrijgen, om oorwinning te verkrijgen, as jy moet druk. Jy moet druk. Kom ons geef 'n prys vir sy woord.
2 of 3 maande daar gaan staan, dan is jy Christel terug. Christel, ja. Halleluja. Halleluja. Dit daar was. Soos ek gesê het, elke kampioen